van net hy is eerst op share. Stop share. So. Share. Wat daar is. Ek gaan nie by my foto's bly nie, as dit reg is. Met julle wil ek net graag in mense stryd in Mosambiek. Julle weet min of meer wat ek doen en hoe ek dit doen. Gaan ek eerder ietsie deel van hoe ek nou vorentoe kyk, nou wat ek voel die Here met my praat oor, en alhoewel ek het nou nog nie in 'n strategie omgesit het nie, dink ek daar's baie skole reeds aan die beweeg, en ek dink dat opvoeding van kinders, lyk my, word vreeslik belangrik. Ek gaan dit doen na aanleiding van uit die geskiedenis uit, 1618 tot 1648, was daar mos nou hierdie geweldige oorloë, en die meeste was tussen die protestante en die katholieke geweest, en daar was gerugte van oorloë. Wat het die mense gemaak? Hulle het pessimisties geword, die Christene. Hulle het probeer ontsnap, maar daar was een man, John Amos Comenius. Hy het gesê, mens kan weer die siel van Europa kan jy weer herstel. En hy het 90 boeke geskryf in daai tyd. En 40 daarvan het oor opvoeding gegaan, kinders grootmaak. En hy het geglo dat die kerk in Europa se siel kan hernuwe word deur opvoeding van die volgende geslag. En dit laat my nou dink aan die woord van Jesaja, mos nou wat hy sê, en die baie volke sal heen gaan en sê, kom ons laat ons optrek na die berg van die Here, na die huis van die Here, God van Jakob, dat hy ons sy weë kan leer en ons sy paaie kan wandel, daai aanleer van die weë van die Here en sy paaie te kan loop, want uit Sion sal die wet uitgaan en die woord van die Here uit Jerusalem. Hy sal oordeel tussen die nasies en regspreek oor volke, en dan is dit waar die swaarde en pikke omgesmee word en pikke gemaak word van swaarde en snoeimesse van spiese, wat hy daarvan praat. Maar dan die aanleer van en dit vir my aangespreek ook, omdat dit ding is wat mense met kinders doen. As ons situasie vandag kyk na wat in die wêreld gebeur, Trump wat nou, die eerste Biden wat vir die ooreenkoms maak met wapens, en Trump wat 'n ooreenkoms maak met ekonomie, en die kerk is eintlik veronderstel om ooreenkoms met Rusland en in Oekraïne te maak met die waarheid. Ons het 'n invloed wat ons moet uitvoer, en want as wapens gemaak word in oorlog, dan word fondse geskuif van opvoeding na oorlog toe. En ons het 'n geweldige aanslag op ons postmoderne opvoeding van ons skole, wat nie die antwoorde bied, wat nie karakter bou van kinders nie, maar wat klomp kennis gee, maar dink nou daaraan, as jy klomp kinders het wat kennis het, maar nie karakter nie, wat maak hulle met die kennis? En dit kan gaan weer terug in gierigheid en magsbeheptheid en al daai goed. En die staat is nie die bron van die kennis nie. Die kerk is. Die staat kan nie vir die wêreld begelei en sê, maar hoe lyk die waarheid nie. Die kerk moet dit doen. Dit kom uit sy woord, uit die Bybel en God self. Dis wat gebeur het met die reformatie, en wat het en vanuit die reformatie het skole begin in die kerk. En op 'n stadium met ons skole oorgegee aan die regering wat nie die waarheid ken nie. Dat hulle sê, voed julle ons kinders op. En ek dink hierdie goed het met my baie gepraat, en ek begin dink oor Mosambiek. En wie is Suid-Afrika se naaste? Wie bloei langs die pad soos met die barmhartige Samaritaan? Dis Mosambiek, dis daar Kongo, ek bedoel, en wat is die antwoord daarop? Regerings kan dit nie bring nie.
maar die kerk kan. Kyk aan Mosambiek met sy opstande en die bloed wat loop en die chaos. Praat dit net met my dat ek dink ons moet 'n nuwe geslag kan Mosambiek omdraai en ek glo dit. Soos daai man dit geglo het in daai tyd en dit het gebeur. Toerusting en disipelskap wat jy nie meer op die geeste en die tradisies en die magstryd en die gierigheid jou ooreenkomste met die goed maak nie, maar dat jy jou ooreenkomste maak met 'n God wat jy leer ken het en 'n redder en 'n onderhouer en die een wie se en sy koninkryk, wat is die vrugte van sy koninkryk is vrede en liefde. So ek weet nog nie mooi wat ek daarmee moet maak nie, maar ek wou dit met julle deel. Ek dink voel vir my asof ons in daai rigting moet werk van 'n nuwe geslag groot maak met 'n karakter om die Here te dien. En baie van ons plekke het nou al reeds skooltjies. Maar baie keer is die onderwysers nog nie toegerus om karakter te bou nie. Hulle is toegerus om kennis en herhaling oor te dra, maar nog nie karakter te bou van kinders nie. Maar as mens meer insette daar kan gee, dis in die rigting wat ek begin dink, ek weet nog nie mooi om dit, maar ek wil dit graag met julle deel. Dan gaan ek net vinnig hierdie paar foto's van die laaste besoek, sommer na Mekahini kerkie, wat in hierdie plekkies maar oralster uitkom is, soos mense sit op en vertrou op tradisionele denkwyses. Dan vra ek vir mense, vertrou jy op God? Te sê ja. Maar as ek vir hom vra, as hy 'n nuwe huis bou en hy's bang die geeste gaan hulle aanval, wat doen hy? Nee, dan erken hy, dan gaan hy agter na sy boompie toe en hy gaan gee sy meel en sy rys daarso en hy gooi sy bier daar uit en hulle sal dan sy huis beskerm. En dan vra jy maar, waar vertrou hy dan? Dan sê ja, maar die Heilige Gees is ook daar. So hy dis nie 'n verskil tussen die Heilige Gees en daai geeste nie, hy werk nou maar saam met hulle. So die groot stryd in hierdie besoeke is om dan vir mense te erken hy, maar goed, hy vertrou nog steeds op hierdie geeste en op hierdie goed en hy erken dit dan en dat dit nie goed is nie. Maar hoe staan jy op uit hierdie ou stoel en gaan sit in die nuwe stoel? Sê hulle nee, is te moeilik, ek kan nie. So dis die uitdaging oor hoe om dit vir mense te kan wys en te kan leef. Hoe staan jy op en jy vat nie daai tradisionele stoel saam as jy op God se stoel gaan sit nie. Want die twee pas nie in mekaar nie. En dan gesprekke oor maar wat is die verskil dan tussen die Heilige Gees en die ander geeste, en dan weet hulle nie. En ek onthou op 'n stadium het ons lang gesprekke daaroor gehad, toe spring die sekretaris op, toe sê hy, hy weet nou, die geeste doen wat ek wil doen, wat ek begeer en wil doen, maar die Heilige Gees doen wat die Here wil. En dit was so 'n aha moment in daai kerk, dat daar lang gesprekke daaroor gewees was. Maar hierdie soort van transformasie van dat die Here mense verander van binne af deur sy Gees, is vir my so krities belangrik in al hierdie prosesse. En dis maar wat in kort so by die soort van goed wat mense in kerkies doen, en dan werk jy mos nou maar met die mense voor jou, maar eintlik met die synode dominees agter jou. Kerke besoek en natuurlik huisbesoek bly nog vir my die plek waar mense geweldig eerlik vir jou sal sê, maar hy wil bid, maar hy kan nie. En hoe bid mense? Dan jy op eenvoudige maniere help die Here vir jou om te sê, maar vir mense te verduidelik wat geloof is en wat wil hulle vir die Here sê, en dan vir hulle te help om dit vir hom te sê dis 'n gebed ensovoorts. So op eenvoudige maniere. So Minguala is op plekkies wat verskriklik afgesonderd is, en daar is ook sommer nog huisbesoek.
En dan natuurlik die laaste besoek het hulle nou vir ons daar kom half arresteer en lank ondervra. Toe ons nou daar op 'n nuwe plek werk, is nou ook 'n storie daar agter, maar ek gaan nou nie die hele storie vertel nie. En toe uiteindelik kom hulle nou agter dat ons almal die kerkleiers en ek en almal dieselfde storie praat, toe laat hulle ons weer gaan. Hierso by middernag omtrent. En toe gaan ons maar terug en ons gaan aan met die werk en toe het hulle ons gelos. En daarna moes ek nou eers uit die land uit. Dis waar daai kerkie nou ontstaan het wat Johnny ook van gepraat het. Dis nou onder hierdie boom, dis die plek waar hulle nou waar Dominee Goliath nou ook omtrent so 50 km heen en weer ry, so 100 km om hulle te besoek gereeld. Dan toe moes ek nou omry deur Zambië, maar ek gaan nou nie baie daaroor praat nie. Dis nou 'n ongelooflike ervaring om hierdie sendelinge te gaan besoek. Linda en George van deur ons gemeente gestuur is en die manier waarop hulle werk en die ongelooflike gawe wat sy het met kinders, dit het my net my oë oop ook gemaak vir so 'n tipe bediening. En dan die op pad terug deur Botswana teruggery nou Suid-Afrika toe. Goed, ek weet nie of daar iemand iets wil vra nie. My voorbidding is hierdie geloofsoortuiging van mense en ek dink ook die tweede plek die fokus op kinders, 'n nuwe geslag van gelowiges. Van 'n kommentaar lewe. Ja, vinnig. OK. Baie dankie Dani, ek het dit baie geniet en ek voel dit sluit so baie mooi aan by wat Andries gedeel het. Die belangrikheid van die jeug. Ja, baie dankie. Nog kommentaar? Ek wil net vir almal wat